Goeiemôre mense. Is 'n voorreg vir my te wees. As dit een ding wat Dominee gesê het wat vir my bietjie nie lekker is nie. Die briefskrywery. As ek vir my kleinkind 'n brief moet skryf, gaan sy vir my sê, "Oupa, ons het nie hieroglife op skool nie." Mense, ja, ek het by Dominee sê ek werk vir FNB, ek doen bedrogondersoeke. Ek is al 15 jaar by die bank, voor dit was ek vir 20 jaar in die polisie gewees. En ek is nie hier om julle te kom bang maak nie. Ek gaan vir julle 'n paar riglyne gee om julle self te beskerm, julle finansies te beskerm en sulke tipe goed. Ek weet die eerste keer wat ek van hierdie kursusse bygewoon het, die ouens ons so bang gemaak en na 2 minute weet ek nie meer waarvan hy praat nie. En dit is nie my doel om hier te wees nie. Dit is net om vir julle riglyne te gee. So as Dominee gaan 'n bietjie praat oor cyberbedrog of cybercrime wat hulle deesdae noem. En baie mense het die indruk dat hacking of ek weet nie wat die Afrikaanse woord is vir dit is nie, dat hulle rekeninge gehack word. Nou, as jy enige IT-spesialist en cyber security specialist is, laat weet mense ek begin nonsens praat asseblief. 'n Regte hacking aanval is waar software geskryf word, dit word in 'n firma se servers afgelaai en hulle gaan verby jou firewalls wat basies jou diewering is binne in jou rekenaarnetwerk en hulle begin data so steel. En daar's nie sommer interne hulp aan die krimineel nie. Dit is meer, soos die Chinese regering is baie lief om dit te doen, Vietnam, Korea, die Russe, hulle is baie lief om dit te doen, maar hulle sal soos 'n bank aanval, hulle sal nie 'n persoonlike rekening aanval nie, want hy gaan nie sy tyd mors om 5 miljoen te steel, hy wil 500 miljoen steel. Wat ons in Suid-Afrika sien wat die probleem is, daar's 3 vorms wat ons het, en dit kom in al die sektore voor. Dis phishing, wat hulle vir jou e-mail stuur, wat lyk of dit van jou bank af is, maar dit is nie van jou bank af nie. Of van SARS, nou wat ons ons opgawes indien. Lyk dit van SARS is wat sê jy jou opgawe is laat, of een of ander nonsens. Dan sal phishing, wat hulle jou bel en voorgee ek is van die bank. En of baie wat hulle veral doen met die ouer mense, is hulle sê hulle is van Microsoft, ons het gesien daarso is 'n virus op jou rekenaar, gee vir my remote access, hulle gaan in, hulle plant 'n virus wat jou bankbesonderhede steel, jou username en jou paswoord, en dan vannag as jy gaan slaap, dan maak hulle die rekeninge leeg. En die derde een is smishing, dis waar jy SMS kry. Nou op die oomblik, ons staan nou voor wat Black Friday, so ons het klaar van hulle gekry die boodskappe of SMS of 'n e-mail wat sê ja, hier's Black Friday specials, klik op hierdie link en dan begin hulle vrae te vra. En op die einde van die dag gee jy goed weg wat nie veronderstel is om weggegee te word nie. En as jy weer sien, as daar 'n klomp geld in die rekeninge uit, hulle is baie lief om te vra vir kaartnommers, die pinnommers, die vervaldatum, jou CVV op jou kaarte. En dan gaan bou hulle 'n virtual kaart op jou naam, want jy stuur vir jou one-time pin, is 'n security kode wat die banke vir die kliënte stuur, en die kliënte gee dit weg, want die ouens is, kyk as hy 'n eerlike werk moes gaan doen het, sal hulle uitstekende verkoopsmense gewees het, hulle sal sand aan 'n Arabier verkoop, maklik, sonder om eers 2 keer daaroor te dink. Maar hulle is baie, baie oortuigend, so wees baie versigtig vir die goed. Ander voorbeelde wat ons het, ek weet ek het dokumente geprint, hulle gaan uitdeel vir al die mense, dan kan julle sien hoe hoe dit lyk, en so aan. Ek het ongelukkig nog nie 'n skyfie reeks gebou nie. Die ander ding wat ook gebeur is, waar hulle kom met beleggingsskemas, allerhande goed, almal van ons is al nie meer 15 jaar oud nie. Jy weet, 25% rente op jou investment in 'n maand is onmoontlik, maar ongelukkig, baie van die ouer mense, toe ons jonger was, het ons nie slim genoeg gewees om genoeg geld te belê vir jou pensioene goed nie, en ons soek 'n bietjie ietsie ekstra, want ek wil gou 'n nuwe kombuis insit by die huis, en dan belê ons geld in hierdie rekeninge, en hy klomp krimineel is weg met die geld. So wees versigtig vir daai tipe van goeders. O ja, as enige iemand vra, asseblief steek net hand op en vra, ons gaan nie wag tot op die einde nie, dan doen ons sommer alles, want iemand se vraag gaan net help om iemand anders ook te help. So as jy enige vrae het, asseblief vra julle vrouens. Ja, dan die mense wat nog in besigheid betrokke is,
Jy kry baie waar hulle noem dit ransomware. Dis 'n virus wat jou rekenaarstelsel sluit en dan vra hulle 'n klomp geld, dis soos 'n die naam sê ransomware, dis so ontvoering. Presies dieselfde, ontvoer net jou rekenaarstelsel en jy kan niks doen nie. En hulle beloof as jy die geld betaal het, dan sal ons dit vir jou die encryption stuur om die ding af te haal, maar hulle doen dit nooit, hulle steel eerder nog verder data van jou af. Of hulle blok jou stelsel heeltemal en dan het jy probleme om weer terug te kom by jou kliëntebasis en al daai tipe goeders. Dan wat ons regtig mee sukkel is wat ons noem BEC fraud. Dit is wat jou e-mail onderskep en dan verander hulle 'n rekeningnommer waarin jy moet geld betaal. Ons het groot verliese wat al die eiendomswêreld lê, wat hulle die rekening verander waarin jy die geld moet betaal vir die huis. Die mense wat jy 'n regsagtergrond het, weet as jy 'n huis verkoop, jy gaan na 'n prokureurs toe, jy trek 'n kontrak op, die rekeningnommer word daarin genoem waartoe die geld moet gaan. So enige e-mail wat jy sal kry om te sê nee, betaal die geld in hierdie rekening want my rekeningnommer het verander. Dis nonsens daai dit. As jy dit reg gedoen moet word, moet daar 'n addendum op hy kontrak kom wat die nuwe rekeningnommer sal gee waartoe die geld moet gaan. So dit is 'n moeilike ding, maar dit is waar ek as jy oor toegang het op die rekenaar, is my plig om seker te maak. En dis 'n paar gereeltjies of tips om julle te beskerm. Nommer 1, jou antivirus sagteware moet gereeld updated word. Want die kriminele sit aan mekaar en bou nuwe goed om die bestaande sagteware beskerm om die loopholes te kry. So gereeld en so bou Microsoft en al die ouens ook nuwe antivirusprogramme. So as jy gereeld jou rekenaar update, dan behoort jy veilig te wees. Jou rekenaar, jou selfoon, sluit dit met of met jou vingerafdruk of met 'n paswoord, moet dit nie ongesluit laat nie. Moet ook nie jou vir die kinders gee nie, of vir 'n bediende gee, of 'n huishulp, of 'n caregivers. Ons het probleme met die caregivers, waar hulle baie mense se inligting steel en dan verkoop hulle dit. So moenie dat hulle jou bank vir jou doen nie. As jy regtig sukkel, gaan na die bank toe as dit moontlik is. As dit nie moontlik is, kry iemand wat jy vertrou om te regtig te help om dit te doen. Nommer 3, moenie jou enige inligting uitgee nie. Geen bank sal vra vir 'n paswoord en 'n username nie. Geen bank sal dit doen nie. So as iemand begin vra vir passwords, usernames, sê vir hom dankie, geniet jou dag en sit die foon neer. Want hulle gaan jou probeer oortuig om die inligting te gee, anders gaan daar geld van jou rekening afgaan. Dis 'n klomp nonsens. Die bank sal dit nie vir jou vra nie. Dan ja, moet my nou nie met glase gooi nie asseblief. Die ouer mense is geneig om te val wat ons noem romance scams. Hulle is eensaam, die kinders kyk nie meer na hulle nie, of die kinders is ver weg oor see. Baie van ons is gelukkig dat die kinders oor see kan gewerk het, so jy's half eensaam, dan soek jy 'n vriend of 'n vriendin, en dit is 'n klomp Nigeriërs wat agter die ding sit. Hulle stuur hierdie pragtige foto's, hulle begin 'n online verhouding, en op einde van die dag dan jy al jou geld weggegee. Asseblief, wees baie versigtig vir dit. Gaan, soos die Dominique gesê het, bel jou vriende, gaan drink koffie, of sê vir hulle by jou kom koffie drink, of real sweet soos die, kom by mekaar, sit te gesels, nonsens, vertel 'n paar grappe, sing 'n paar liedjies, maar oppas vir hierdie romance sites. Dis bitter gevaarlik, en ongelukkig, soos ek sê, hierdie ouens is uitstekend om mense te oortuig om jou inligting uit te gee. As jy gaan koop, al die banke het deesdae wat ons noem 'n virtual card, dis 'n digitale kaart op jou selfoon. Gebruik dit om jou aankope te doen. Selfs as jy online goed bestel by Timo of Takealot of wie ook al. Die rede vir dit is jou sekuriteitskode op die kaart wat hulle vra vir jou, dis 'n 3-digit, hulle noem dit 'n CVV. Verander elke 15, dit wissel van bank na bank tussen 15 en 'n halfuur. So al is Timo se servers gecompromise, na 'n halfuur het jy 'n nuwe CVV, hulle kan niks met daai kaart doen nie, dis, of my inligting, dis 'n nuttelose stuk inligting wat hulle het. Dis die voordeel daarvan is, en ek bank nou by FNB, ons kry e-bucks, elke bank het sy ander reward systems, daai e-bucks gebruik ek om my krag te koop elke maand.
jy kan gaan groceries koop, jy kan brandstof ingooi. Maar jy wen baie daarby net deur daai kaart te gebruik, nommer 1 en nommer 2, jy beskerm jouself ook teen bedrog. Weereens, moenie jou inligting uitgee nie. Daai kaartnommers, die pinnommers, die OTP's, moet dit vir niemand gee nie. As jy onseker is met enigiets en dit is moontlik, gaan na jou bank toe. Praat met jou bankier, die van julle wat gelukkig genoeg is om 'n privaat bankier te hê, bel hom, sê hoor jy ek het diening gekry, laat hulle kyk wat aangaan. As jy 'n transaksie sien op jou rekening of 'n boodskap kry dat daar geld is, en jy is seker van dit nie, gaan op jou app van jou bank en blok die transaksie. Jy kan dit doen. En dan bel jou bankier en sê hoor hierso, wat gaan hier aan? Dat hulle seker maak dat jy veilig is. En beskerm julleself mense. Dit is regtig, dis baie veiliger as om met 'n klomp kontant onder jou kussing te slaap of onder die bed weg te steek, onder die matras soos in die ou dae. Want nommer 1 jou geld, kriminele breek in, nou breek wat met 'n homeless, okay, 'n bosslaper breek in. Ja. Ja, is veiliger, want die fisiese kaart se data verander nie. Dit bly dieselfde. Waar jou virtual kaart se goed verander. Elke halfuur verander hy. Die meeste banke doen dit. Ek is nie 100% seker van al die banke nie, maar almal weet ek het virtual kaarte en ek glo die sekuriteit rondom dit gaan en die funksionaliteit van dit gaan baie dieselfde wees. Ok, wat ek net wou vra is die CVV nommer wat aan mekaar verander. Sê nou ek gaan koop by Takealot en dan is daai CVV nommer anders. Wat nou? Of by 'n ander plek? As hy dan nou verander en nie meer my kaart, die regte kaart is wat ek kan vat nie. Hoe nou? As jy op die foon die kaart op hom klik, op daai virtual kaart, dan draai hy om. Dan gee jy 'n CVV-nommer. Sodra die transaksie geprosesseer is, waar dit ook al is, binne 'n halfuur verander hy CVV-nommer. So hy hardloop nie rond in nie, dat ek dit so stel. Hy bly vir een transaksie geldig, daarna verander hy. So jy moet elke keer aan ene gee vir Takealot, Timo, Amazon, waar ook al jy gaan koop. Maar na die transaksie dan verander hy. Ekskuus, kan ek net nou nog vra, maar nou, soos ons ouer word ons forgettery beter as ons memory. Nou, hoe gaan ons dit dan onthou? Nee, jy hoef dit nie te onthou nie, want skryf dit net neer vinnig. Jou kaartnommer, jou vervaldatum, jou CVV, sit dit op die plek waar jy koop se webwerf waar hulle die betaling vra. Sodra jy bevestig daar betaal, dan verander hy. Dan 'n halfuur die transaksie word geprosesseer en hy verander. As jy by OK gaan koop of by Pick n Pay waar ook al met hy CVV-nommer, dan verander hy. Met jou virtual card, dan verander na die transaksie, dan verander hy. Sê net vir my, as jy nou nog jou fisiese kaart het, en jy gebruik jy die virtual nommer, daai CVV-nommer, maar as jy nou op jou virtual kaart gaan, dan is dit 2 verskillende nommers. Ja. Kan jy hulle al 2 gebruik of kan jy net die een gebruik? Jy kan net een nommer gebruik op jou fisiese kaart, verander die virtual, jou CVV-nommer verander nie. Hy staties daarop gesit en hy verander glad nie. Waar jou virtual kaart verander, hy het sy eie kaartnommer, hy gaan sien, hy het ook nie dieselfde kaartnommer nie, hy het ander vervaldatums en sy CV-nommer is ook anders. Waar jou virtual kaart so goed bly staties, dit bly dieselfde altyd. En laas dan het mense die wat nog geld gaan trek by die ATM. Ons kry hierdie klomp wat hier lyk baie netjies aangetrek met sekuriteit hoetjies en 'n radio en 'n linear. As hy kom jou te help, vat jou kaart en sê vir hom dankie, ek is klaar. Want wat hulle wil doen, hulle steel jou kaart en hulle is, kyk, ag nee, dit doen nie, wat sê die ander perd? Wat hierdie kunstenaar gewees in Suid-Afrika? Houdini? Martino, sy.
Hulle is vinniger met die hand as daai ou. Hulle gaan jou kaart steel uit daai slot uit. En dan gaan sê, nee, maar jy moet nou jou pin insit. En dan, hulle geheue is baie goed, hulle gaan dit onthou. Dan gaan staan hulle by die ATM langs jou en trek jou geld. En jy staan hier voor die ATM en, waar is my kaartjie en wat gaan nou aan? So die oomblik wat iemand jou nader by ATM, vat jou kaart en sê vir jy kan maar gaan. En as jy hulle ontvang, en as FNB mense, kliënte, ons sal julle nogal 'n reward ook gee as julle hom gevang het. Net nie vir moeilikheid soek met die ouens, hulle kan nogal 'n bietjie hardhandig raak. Nog enige vrae mense? Die dokumente wat uitgedeel gaan word, julle sal sien daar's voorbeelde van die SMS'e wat uitgaan soos vir goedere. Baie keer het iemand iets bestel, hulle vat maar kans en stuur dit vir 'n klomp mense stuur dit uit. En jy wag miskien vir 'n pakkie van Timo of Takealot en dan betaal jy en jy klik op goed en dit is nie die pakkie waarvoor jy wag nie. Dit is 'n scam wat hulle hardloop. So wees baie versigtig vir die goed wat jy kry van plekke wat jy nie ken nie. Ja, kan ek staan? Ek het 'n praktiese voorbeeld van 2 vriendinne wat gevang is. Ons almal weet as die mense jou bel van die bank, jy sit ons nou neer. Hulle het my gebel. Ek het hom nie neergesit nie. Ek het geluister wat sê die ou. Hy sê vir my Sarah van Wyk, ek sê ja, ek is van Absa Bank. Daar's onreëlmatige transaksies op my rekening. Ek sê ja. Hy sê vir my, dit is jou ID-nommer. Ek sê jy's reg. Hy sê jy bly in Bayon 17. Ek sê jy's 100% reg. Jou kredietkaartnommer en hy gee vir my kredietkaartnommer. Ek sê vir hom dis reg. Nou begin jy twyfel want die ou ken alles van my. Waar kry jy die inligting vandaan? Is dit inside information of wat ook al? Ek sê vir hom nou hy sê vir my nee, hy het die clearance nie. Hy gaan nou sy supervisor vir my gee, gaan my nou bel om die transaksie verder inligting te kry om dan die goedes te blok. Toe die supervisor bel, toe sê ek vir hom jong, ek het my bank gebel, hy het vir my gesê jy's 'n jy het 'n fraud, sit oor die telefoon neer. So al wat ek vir jou sê is, hulle ken alles van jou as hy jou bel. Die rede hoekom die supervisor my gebel het, hulle het daai 3 letters agter, het hy nodig gehad om my kredietkaart skoon te maak. En 2 van ons vriendinne het dit oorgekom. Hulle het gesê die ouens is so oortuigend verkoopsmanne. Hulle het hy nommer gegee, kredietkaart skoon, en op die debietkaart het hulle rekeninge wat gekoppel was, het hulle die gekoppelde rekeninge skoongemaak. En hulle is so slim, daar's 'n limiet op die rekening. So wat hulle doen, 5:12, toe trek hulle die limiete leeg. 5:12 is die volgende dag, toe trek hulle die limiete weer leeg. En dis wat hulle doen. So as 'n ou jou bel van 'n bank af, moenie ek wil geluister toe die ding werk. Sit die telefoon neer, soos u gesê het, die bank gaan jou nie bel en daai inligting vir jou vra nie. Geen bankklerk gaan vir jou of bankamptenaar vir jou sê daar kom nie inligting uit die bank uit nie. Dit is ongelukkig, ons leef in daai tipe wêreld. Maar almal van ons het rekeninge. By Woolworths, by Edgars, kan mense my hoor agter. So ons het almal 'n het hy weer. Almal van ons het 'n kredietprofiel by hierdie krediethuise. So ek betaal of ek registreer 'n besigheid wat ek sê ek doen wetting vir 'n eiendomsagent. Nou gee hulle my toegang tot op daai kredietbureau. Ek kry 'n klomp ID-nommers en ek sit en kyk. Hierdie het 'n huis van 6 miljoen. Nice. Hierdie het 'n kar van 800 000 rand. Hy het 'n kredietkaart met 'n limiet van 150 000. Okay, ons bel hierdie ou. Want op hy kredietprofiel van jou is verskriklik baie inligting. En dis waar hulle die goed kry. En dan bel hulle jou, dan klink dit of dit regtig van 'n bank is of vir 'n geldige besigheid af is. In die meantime kry hulle inligting van jou kredietbureaus af. En ons inligting lê ongelukkig by Woolworths, by Edgars, by oral waar ons 'n rekening het, lê ons inligting. En sonder om te verskaf gaan jy nie 'n rekening kry nie. Dit is ongelukkig een van daai waarhede waarin ons vandag lewe. Is daar nog vrae mense? Ek gou hier vir Dr. Rudy. Okay. Atie, ek hoop ek verstaan dit reg, maar die vraag wat ek nou na geluister het, ek dink dit gaan oor dat mense vra, kan jy jou virtuele kaart gebruik, maar kan jy nog altyd jou bestaande kredietkaart ook gebruik?
Ja, Jy kan albei gebruik. Ja, jy kan albei gebruik. Die een bly dieselfde en die ander verander. Verander, ja. Ek dink Jou- dit is dis wat ja. ek verstaan het wat waaroor getwyfel het. Ja, jy kan albei gebruik. Soos ek sê vir jou aanlyn aankope gebruik jy 'n virtuele kaart en vir betalings by Checkers en Pick n Pay en daai want dis veilig nommer 1 Ja. en nommer 2 jy word vergoed daarvoor. Jy kry punte wat jy opbou so aan. Maar jy kan nog steeds jou fisiese kaart gebruik en transaksies daarmee ook doen. Dankie, ek dink dit was die onduidelikheid as ek dit reg verstaan het. Ati, ek is van myself nuuskierig. So, wat gaan die bank doen? Kom ons sê daar's regtig nou besig om onwettige transaksies te gebeur. Wat sal die bank dan doen en hoe sal ek weet die bank kontak my of hoe sal dit afspeel? Jy weet, as hierdie goed wel besig is om te gebeur of sal hulle net niks sê nie, ek sal dit net sien op my staat. Kyk, die onus lê nog steeds by die kliënt. Baie van ons het stelsels binne in die bank wat sien jy het nog nooit voorheen gekoop by Agri mark, jy het nog nooit gekoop nie. Nou koop jy skielik R50,000 of R20,000 se transaksie daar. Dan sit ons 'n blok op daai transaksie en die bank sal jou kontak, maar hulle gaan nie hulle gaan vir vra, hoor meneer, ek is Ati Boshoff, ek werk by FNB se bedrogeenheid. Ons sien hierdie transaksie by Agri vir R20,000. Het jy die transaksie gedoen? Maar ons sal 'n fisiese validation doen, maar sonder om kaartnommers en pinnommers en sulke goeders te vra. Soos wanneer was jou laaste debietorder? By wie was jou laaste debietorder? Dan sê multi-choice. En wat was die bedrag daarvoor? So dan die idee, jy praat met die regte kliënt. Jy sal so 2 of 3 sulke vrae kry, dan blok ons die rekening. Ons eerste blok ons jou rekening want ons weet nie hoe groot die compromise is. Dit net vir een transaksie is die hele profiel gecompromise. Dan gaan blok ons die transaksie by die handelaar. As die geld oorbetaal is na ander rekeninge toe, al is dit na ander banke toe, kontak ons daai banke en ons sê vir hulle blok daai rekeninge. Hier is ons saakverwysing en daai bank sal weer, as die geld sê maar van FNB na Absa, van Absa na Netbank, sal weer vir Netbank kontak. Of hulle sal vir FNB sê, hoorie, maar die geld is ook na Netbank by daai rekening, dan sal ons hulle ook kontak. En dan sal ons so probeer om soveel as moontlik van die geld sal ons blok en dan teruggee na die kliënt toe. Sorry. Ja, goeiedag. Hallo meneer. Help dit om die e-pos junk te maak? Ekskuus? Help dit om die e-pos junk te maak? Kyk, soos wat Dominic Christus sê, as jy vir jou kind 'n brief skryf, die poskantoor is nie so lekker nie. So as jy rekeninge ontvang vanaf jou multi-choice rekening, jou water en ligte rekening, maak e-pos junk, gaan dit 'n probleem wees. Maar jy sal een keer kry van, ek het net 'n lekker voorbeeld, hier's 'n, ja, We Buy Cars. Dan op in jou e-pos het jy reels, dan sê jy, hierdie e-mails sit dit na junk toe. Dan gaan dit jy gaan dit eers sien, hy gaan direk na junk toe. En dan kan jy net soos die kinders stuur vir jou e-mail, dan gaan jy dit kry. Maar al jou ander gemors sal dan, het gaan 'n rukkie vat, want jy moet eers almal identifiseer. Maar jy kan dit doen. Kan 'n mens 'n e-pos totaal delete, dat hy totaal is hy ooit totaal gedelete? Op jou rekenaar kan jy, maar dit is 'n forensiese proses om hom heeltemal uitgeroei te kry. Dit is nie sommer net as jy hom delete van jou inbox af, gaan hy na jou deleted items toe. As jy deleted items delete, gaan lê in jou memory. En om dit skoon te maak, het jy forensiese tools nodig, 'n expert om dit te doen, want anders kan jy jou hele rekenaar skoon maak. Dan sit 'n goeie paperweight en verder dat hy geen doel nie. Maar jy kan dit doen, maar dit is beter om dan 'n deskundige te kry om daai tipe goeders te ontslae te raak van. Baie dankie. Was iemand hier voor? Ek het nou die dag byvoorbeeld 'n OTP-nommer gekry, wat sommer uit die blou tyd op my selfoon. En toe weet ek het nou niks gekoop of iets nie, toe het ek dit nou maar net geïgnoreer. Nou waarvoor sal hulle daai OTP-nommer vir my stuur? Daai is 'n voorbeeld waar Timo of een van hierdie oorseese handelaars se servers is gecompromise
jou kaartnommers is daarop en hulle soek daai OTP-nommer soek hulle. So hulle weet nou mevrou X het dit gekoop by Timo, nou vat hulle daai, dan dupliseer hulle die transaksie basis. En dan stuur hulle OTP en hoop jy tik dit in, dan kan hulle aangaan met om verder geld te steel. Want ek het dit nou net delete, so dit Ja, nee, dis die regte ding. As jy nie 'n transaksie gedoen het en jy kry snaakse boodskappe, delete dit en kontak jou bank, net om seker te maak, hoorie, daar's niks snaakse goed by rekening aangaan nie. En die banke het groot call centers, ek weet jy sukkel partykeer om deur te kom, ek verstaan dit, maar dit is maar die beste. Probeer deurkom en laat net seker maak, hoor ek het hierdie goed gekry, is daar enige snaakse transaksies op my rekening? En die bank het toegang om te kyk vir transaksies wat nou gedoen is, 2 minute terug. Soos hulle vir jou sê, nee meneer, as niks transaksies. Of mevrou, en dan gaan geld af, dan is die bank half liable vir daai transaksies. En hulle behoort jou te vergoed vir die transaksies. Net 'n voorbeeld, ek hou van praktiese voorbeelde, want dis die goed wat ek onthou. By ons werk het ons gekry wat u genoem het, die invoices wat onderskep is en die bankbesonderhede is verander. So enige besigheid wat ek doen, ek praat nou nie van 5 en 10 en 20 rand nie, maar sê 'n solar system insit of wat ook al wat groot geld is. Ek maak geen betaling nie, ek bel die maatskappy. Ek sê ek het jou invoice gekry, gee vir my jou banknommer oor die telefoon. Dan kyk ek of die invoice reg is, dan doen ek die betaling. Dis sulke klein goedjies wat 'n ou kan maak dat jy nie weet verneek word nie. In ons kompleks het 'n ou, sê maar dis op PG Glass, het hulle glas kom insit by 'n ou se stoep. Ou PG Glass man het gearriveer en hy het vir die ou gesê, jong, die werk is ook klaar, ek het sommer vir jou die invoice gebring. Vol selfvertroue, ou het ingestap, invoice gebring en die ou het dit betaal. PG Glass stuur vir my invoice, toe sit die ou het ingestap het met die invoice, toe werk hy nie as 'n PG Glass nie, maar hy het inside inligting gehad, dat die werkers daar gedoen, toe kom hy met die PG Glass briefhoof, alles, met sy bankbesonderhede, en die bank is natuurlik leeggemaak, die rekening is gaan. So dis al daai klein goedjies wat 'n ou moet versorg. Die ouens kom met groot confidence, jy glo hulle, jy hang aan hulle eintlik so betroubaar is hulle, maar jy moet jou eie sekuriteit inbring in die goedjies om dit te voer. Ja, die mense wat gemaklik is om op jou bank se app te werk, daar is 'n funksie op waar jy 'n rekeningnommer kan bevestig. Hulle gaan nie vir jou sê, ja, die rekeningnommer behoort aan Piet Pompies nie. Maar hulle gaan vir jou sê, jy vra die vraag, behoort hierdie rekening aan PG Glass? Hulle gaan net vir jou sê ja of nee. So jy kan jouself beskerm daardeur ook. En dit is, sover ek weet, as jy by Absa Bank en as 'n Absa rekening betaal jy nie vir die funksie nie, maar jy kan, ander banke sin ook, maar dan betaal jy, ek dink R36 vir 'n inquiry. Ati, dit is Black Friday. Nou Vrydag. Ons het 'n Black Friday special hier by die kerk Sondag. Ons gee die mense 50% afslag op hulle kollekte. Maar as jy nou jou 3-4 topwenke sal gee, want ek bedoel almal van ons wil Kersgeskenke koop. Ons gaan nou almal wakker wees en daai specials gaan opkom en die ouens gaan gereed wees. Ek weet jy het dit nou gesê, maar nou in 'n neutedop, wat sou jy sê, wat moet ons doen? Nommer 1, moenie jou regte kaart, jou fisiese kaart se besonderhede gebruik nie. Veral vir online aankope. Gebruik jou virtual kaart, want soos ek sê, dit is redelik seker. Dit is die encryption op daai goed is, hulle noem dit militêre encryption. So dit is nie onmoontlik om dit te breek nie, maar is baie moeilik. Die app op jou foon se encryption is presies dieselfde. Dit is bitterlik moeilik om hy encryption te breek. Weer eens, ek sal nooit sê dit is onmoontlik nie, dis 'n rekenaarprogram. So hy kan gedoen word, maar die kanse dat hulle dit reg kry is baie min of baie skraal, want hulle het dit nie nodig nie. Die mense is nog baie gullible, hulle gee hulle goed sommer net weg. Maar koop met jou virtual kaart jou aankope. Probeer koop van betroubare handelaars. Mense wat jy ken, wat jy fisies in die winkel was. Ek weet baie van ons was al niemand van ons was seker in Timo se winkel nie, en ek dink jy word biljoene rande so goed elke jaar afgelaai. Maar gebruik jou virtual kaart. Ek dink dit is jou enigste goeie tip wat ek vir julle kan gee, om enige geskenk te koop, enige aankoop te doen. En onthou, moenie jou goed uitgee nie, jou kaartnommer, jou PIN, jou username, jou paswoord, jy gee dit vir niemand nie eers jou vrou nie, of jou man nie. Nie op Black Friday nie.
Oom net lekker naby in die mond. Ek het 'n baie slegte vraag. Okay. Is daar skelms in die banke? Ja. Is Goeie vraag. ongelukkig in die polisie, ek gaan sê in die kerke, want ek het hulle al toegesluit toe ek in die polisie was, oralste. Daar is nie meer, jy gaan nêrens. Maar nie by die kerk nie, nog nie. Nee, nie by hierdie kerk nie, glo nie. Mense, baie dankie. My nommer is by hom Chris. As jy 'n probleme het, bel maar. Ek gaan probeer help waar ek kan. Maar kry ook julle eie banke se fraud call centers, sit dit as 'n kontak op jou foon. As daar probleme is, jy dadelik kan bel. Op jou app het jy die funksie om kaarte te blok, rekeninge te blok, jou online banking te blok. Raak vertrou daarmee, dit is net baie makliker. Ek weet baie banke is besig om hulle takke te verander, waar jy net kan dokumente optel. Jy kan nie by al die takke meer kontant gaan kry nie. Almal hardop nou gebruik ATM's. En daar is 'n groot dryf om te probeer van kontant ontslae te raak. Maar dit sal nog bitter baie jare vat. Dit gaan nie binne die volgende 40 jaar seker gebeur. Ek twyfel baie sterk daar. Daar's te veel mense wat nog hou van kontant in sy broeksak. Maar baie dankie mense. Sterkte, wees versigtig en 'n mooi Kersfees vir julle mense. En tannies gaan gebruik die oom se kredietkaart Black Friday hoor. Hulle sê dis alright.